Goeiemiddag hier vanaf Shack Ministries. Dis vir my Dion Skeepers weer 'n voorreg om vanmiddag saam met u te kan kuier. Ons gaan vanmiddag bietjie gesels rondom die Heilige Gees en ek wil graag vir u gedeelte lees vanuit Johannes 14 vanaf vers 16. Johannes 14 vanaf vers 16 is die een gedeelte en Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle: "En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe." En dan lees ons hier in Johannes 16 vers 7 waar Jesus ook sê, hy sê: "Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur." Ons praat 'n bietjie rondom die Heilige Gees en vanmiddag is dit baie belangrik om bietjie te gaan stil staan en van jouself die vraag af te vra: wie is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? En ek en jy weet die Heilige Gees is nie 'n krag of gevoel nie. Hy is God self, die derde persoon van die drie-enige God. Ek en jy weet, ons praat van Vader, ons glo in die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is lewendig, persoonlik, heilig en werk vandag nog in mense se lewens. Soos met mense journey, sien ons elke dag hoe mense se lewens verander word en dit word nie toegeskryf aan mense nie of aan die persoon nie, dis alles die werk van die Heilige Gees. So, ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet weet, die Heilige Gees is nog steeds werkend vandag en hy werk nog steeds in mense se lewens. Hy is lewendig en hy so persoonlik, hy smag ook met in haar verhouding met jou. En dan baie belangrik, ons praat van 'n Heilige Gees, wat vir my sê dat hierdie Gees van God is heilig. Ek en jy aanbid 'n heilige God, 'n heilige Jesus, 'n heilige Gees, die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is jou helper. Ons kom baie keer by plekke waar ons moedeloos voel. Ons voel ons is swak, ons het nie meer krag nie. En hy is daar om ons te help. Ek en jy kan hom aanroep en ons weet hy is daar om ons te help. Hy is jou helper. Hy is ook ons trooster. Hy is baie belangrik. Hy is ons trooster. Hy troos ons. Ons kom by dae wat ons seer is, hartseer is. En die woord leer vir ons dat die Here is naby aan hulle wat gebroke van hart is. En hoe is die Here by ons? Deur die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons trooster. Die Heilige Gees is daar en hy droog ons trane af. Die Heilige Gees is daar en hy versterk ons, hy vertroos ons, selfs by die dood van 'n geliefde. Die Heilige Gees is daar om ons te vertroos. Hy is ons trooster. Dan is die Heilige Gees ook ons leidsman. Baie belangrik, ons het 'n leidsman nodig. As ek en jy nie 'n leidsman hier op aarde het nie, is ons verlore. Ons maak vandag gebruik van tegnologie en GPS'e en as ons in 'n plek kom wat ons nie ken nie, sit ons die GPS aan. Ons gebruik tegnologie. En so is ek en jy in hierdie wêreld en ek en jy het 'n leidsman nodig. Ek en jy het 'n GPS nodig. En die beste GPS wat daar kan wees, is die Heilige Gees. Nou sê ek, as ek praat oor dit, dan sê ek, weet jy, ons manipuleer partykeer die GPS. Ons is ongehoorsaam. Hy sal vir ons sê, as met links draai, regs draai, dan sê ons vir onsself, ag nee, wat ek ken die pad, ek gaan my kop volg. En nie lank en dan is ons verlore. En dieselfde met die Heilige Gees. Ek en jy moet leer om sensitief te wees vir die inspraak van die Heilige Gees in ons lewens. Hy is daar om ons te lei. Hy is ons leidsman en hy is ook ons stuurman. Dan, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is 'n onderwyser. Hy is daar om ons te leer. Hy is daar vir ons om ons te onderrig. Die mooi Engelse woord is om ons te teach. Ons het 'n teacher en ek en jy moet ook 'n leersame gees hê. Ek en jy moet bereid wees om geleer te word en toe te laat dat die Heilige Gees ons leer en lei. Nie een van ons sal by 'n plek gekom waar ons kan sê, ek het alreeds gearriveer nie, ek weet alles nie. Nie een van ons het elke dag het ons iemand nodig om ons te leer. En die beste leermeester is dan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ook daar en ons weet, baie mense hou nie daarvan nie, baie mense hou nie van stilte nie, baie mense hou nie van die werk van die Heilige Gees nie. Hoekom? Want die Heilige Gees
oortuig ons van sondes. Wanneer ek en jy baie keer stil raak aan, dan werk die Gees van God in ons. En hy oortuig vir ons van dinge wat verkeerd is. Hy wys aan ons uit dinge wat in ons lewe verkeerd is. En dit is een van sy funksies, is om ons van ons sondes te oortuig. Vir 'n oombliekie dink jy daarin, as ons niks het nie, as ons nie daai Heilige Gees in ons lewens het wat ons waarsku, wat ons oortuig nie, waar sou ek en jy vandag gewees het? Waarmee sou ons nie alles besig gewees het nie? Ek dink ons lewens sou nooit verander het. So die Heilige Gees is daar om ons te oortuig van sonde. Ek sê baie mense hou nie daarvan nie, want baie mense wil nie hoor wat is verkeerd in 'n lewe nie. Mense is so vasgevang in die wêreld en die wêreldse dinge en vasgevang in sonde, die werke van die vlees, soos in Galasiërs lees, Galasiërs 5. Ons word so vasgevang in dit, dat ons nie wil kom by die plekkie waar die Heilige Gees oortuig van ons sondes nie. En ons het nodig dat die Heilige Gees ons uitwys. Dan ook die Heilige Gees gee vir ons krag om vir Jesus te leef. Ons dink baie keer, ons kan dinge doen, ons kan dit ons eie kragte doen. Nee, dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om dinge te doen. Dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om vir Jesus te leef. Dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om diensbaar te wees vir God en sy koninkryk. Die Heilige Gees gee vir ons krag. Die Heilige Gees gee vir ons krag om vir Jesus Christus te leef. Dis belangrik, ek en jy maak keuses. En ons maak baie keer verkeerde keuses, maar as die Gees van God in ons werk, die Heilige Gees in ons werk, dan kom ons by daai keuse uit. Ek sê, man, weet jy wat? Ek wil my alles vir die Here gee. Ek wil alles vir hom doen. Ek wil vir die Here leef. Ek wil in diens van die Here staan. Maak nie saak of ek nou in die markplein besig is nie. Dit wat ek doen, wil ek doen tot eer van die Here. Hy gee my krag, hy stel my in staat. So vanmiddag vinnig gou weer, die Heilige Gees is jou helper. Elkeen van ons het 'n helper nodig. Die Heilige Gees is ons trooster. Elkeen van ons kom by plekke waar ons vertroosting nodig het. Die Heilige Gees is ons leidsman. Ons het almal leiding nodig elke dag. Ek dink maar net weer eens, ons praat van leiding, nie net rigting, maar ook hoeveel keer kom ons by plekke waar ons wysheid nodig het. En dis die Heilige Gees wat vir ons wysheid gee en insig gee om ook reg op te tree en regte woorde te spreek. Die Heilige Gees is ook ons onderwyser, ons leermeester, ons teacher. Die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde. Die Heilige Gees gee ons krag om vir Jesus te lewe. Ons het Johannes 14 aangehaal waar Jesus sê, die trooster wat by julle sal bly. So dis wonderlik om te weet dat die Heilige Gees is die trooster, die Heilige Gees is die helper, die Heilige Gees is die leidsman, ons onderwyser. Dis hy wat vir ons krag gee, dis hy wat ons oortuig en hy's altyd by ons. Ek en jy kan doen en gaan waar ons wil. Ons het die Heilige Gees in ons. Ons liggame is mos 'n tempel van die Heilige Gees. En ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees wat in ons is, met ons praat. Ons moet sensitief word vir die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, hoor gou, ek praat van stem. Die Heilige Gees praat met ons. Die Heilige Gees praat met ons. Ons praat soveel keer, ons weet, die Here praat ons, God praat ons deur middel van drome en visioene, en alles is ook werk van die Heilige Gees. As jy stil gaan raak iewers, dan hoor jy jou binneste hoe die Gees van God met jou praat, hoe die Gees van God jou wil dinge openbaar, met jou wil praat, en hy wil ook in 'n verhouding met jou wees. Ek wil net gou vinnig sê, baie mense smag na die krag van die Heilige Gees. Want die Handelinge sê mos, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees kom in. En het is belangrik dat, voor ons by die krag uitkom, dat ons eers by die Heilige Gees uitkom, hierdie derde persoon in die Godheid, dat hy deel van ons lewens moet raak. As hy nie deel van my lewe is nie, gaan ek hom nooit hoor praat nie, gaan ek nooit die goed waar ons vanmiddag oor praat, in my lewe ervaar nie. Hoor gou, die Heilige Gees daar, hy praat met ons, die Heilige Gees leer ons, die Heilige Gees lei ons, die Heilige Gees kom, en hy kan bedroef word, en ek en jy moet hom nie bedroef nie. Net soos ons bedroef raak, hartseer raak, en ons raak soms kwaad, en ons raak hartseer, en ons raak omgekrap. Net so is die Heilige Gees dieselfde. Hy word ook bedroef. Die Heilige Gees is nie net 'n energie of gevoel nie, maar hy is 'n persoon. Hy praat, hy leer, hy lei, en hy kan ook bedroef raak. Hoe lyk die Heilige Gees? Die Bybel sê nie,
hy het 'n vaslike menslike vorm soos Jesus nie. Ons weet, ek en jy aanbid God en God is Gees. Jesus, die Seun van God, het na die aarde gekom in 'n menslike gestalte en hy is ook so opgevaar, maar die Heilige Gees is nie in 'n menslike vorm nie. Hy openbaar homself deur simbole en manifestasies. Dis belangrik, simbole en manifestasies. Ons sien byvoorbeeld in die Bybel dat hy uitgedryf word, veral daar waar Jesus gedoop word. Daar Matteus 3 vers 16, dan sien ons, die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. Die Heilige Gees is 'n simbool, hy druk hom uit, beeld hom uit in die vorm van 'n duif. 'n duif, hoekom 'n duif? 'n Duif simboliseer dan ook vir ons vrede, die duif simboliseer ook vir ons reinheid, die duif simboliseer ook sagmoedigheid, die duif simboliseer ook God se teenwoordigheid, en dan ook 'n duif raak nie verbitterd nie. 'n Duif het nie 'n galblaas nie, hy's rein, hy's skoon, en daarom word die simbool van 'n duif gebruik as die Heilige Gees. Let wel, ek sê nie vanmiddag die Heilige Gees is 'n duif nie. Ek sê die Heilige Gees manifesteer op verskillende maniere in ons, deur ons, en baie keer as ons in die woord gaan kyk, dan sien ons ook uit ander simbole wat gebruik is, dan simboliek, manifestasie, ne? In hierdie geval waar Jesus se doop het ons gepraat van die duif. Ons sê duif simboliseer vrede, reinheid, sagmoedigheid en God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid. Ek het 'n storie wat ek vertel ons gemeente van so 'n paar jaar terug. Is hier 'n duif in die kerk. Ons probeer vir dae lank om die duif in die kerk te vang. Ons kan nie gevang nie. En ek sê nogal vir ons visievoorsitter die Saterdag aand ons in die kerk bid. Ons moet onthou om Sondag net vir mense te sê hier's 'n duif in die kerk. En ons is uit die kerk uit, die Sondag kom ons in die kerk en ons het vergeet van die duif, en terwyl ons besig is met lofprysing en aanbidding, veral in aanbidding, ons het nog 'n liefdeslied gesing, ons het die Here so lief. Toe kom die duif so oor die gemeente gevlieg en hy kom sit op 'n bord. En hy het met sy koppie een kant toe gedraai, koppie ander kant toe gedraai, en na die lied klaar gesing het hy weer teruggevlieg agtertoe, en hy het nie weer gevlieg in die diens nie. Later die middag kon ek die duif uit die kerk uitvat, kom klim op my hand en ek vat hom weer, en ek sê, so besoek die Here ons ook, so kom die Heilige Gees en hy besoek ons kan baie keer kan ons verwag ons dit nie eers nie, en ek glo dat daai dag was 'n dag gewees wat die Heilige Gees ons kom besoek het in die vorm van 'n duif. Ons lees ook in Handelinge 2 vers 3, die dag van Pinkster, tonges van vuur het op hulle afgekop, op hulle gekom, en vuur simboliseer, hoor gou, vuur simboliseer reinheid. Reinheid. Ek en jy weet, vuur maak skoon. Deur vuur word ons gelouter. Reinheid. Reiniging, ons word skoon gemaak. Krag, symbool van krag. 'n Simbool van passie, daai vuur hier binne my, daai vuur wat so brand. Hoe gaan hy liedjie? Hy sê, daar's 'n vuur hier binne my en dit brand, ja, dit brand. En dis belangrik, daai passie wat ek het, daai vuur hier binne jou om die Here te dien, daai vuur hier binne jou om iets te doen, hoor gou, ek kan nie doen net, sê dit vanmôre vir die tweede keer, ons doen dit onsself uit, ons doen dit as gevolg van die Heilige Gees wat in ons is, ons in staat stel, wat daai passie, daai vuur in ons opwek om diensbaar te wees. Dit kom by God se heiligheid uit. Dit sê vir my, ek en jy aanbid 'n heilige God, en praat van vuur. Ek bedien eendag 'n woord rondom die ontblusbare vuur van God. Jy kan die vuur van God kan jy nie uitblus nie. Vuur, het ek gesê, maak skoon. Vuur reinig. Dan kom ons ook by Handelinge 2 uit, waar ook sê, daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. So as ons praat van simboliek, simbole, Heilige Gees, wind of asem, wind simboliseer lewe. Hoor gou, lewe. Ons sê baie keer die wind is die Here se hemelbesem om die aarde skoon te maak, en so kom die Heilige Gees ook, en dit waai partykeer. Onthou daai ou Pinksterkoortjie wat ons gesing het, waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my. Laat my oorloop van al die volheid, kom Heilige Gees, kom waai deur my. So die Heilige Gees, symbool daarvan waarvan die woord praat is die wind, is die asem. Ek dink this is the air I breathe. This is the air I take. Symbolies,
gee vir ons lewe, beteken lewe. Beweging, wind staan nie stil nie, wind stag nie, wind beweeg, en so is die Heilige Gees ook. Ons weet nie waar hy vandaan kom, ons weet waar hy op pad nie, hy beweeg, en ek en jy moet ook elke dag in die beweging van die Heilige Gees wees. Maar ek kan net in beweging van die Heilige Gees wees as ek sensitief is vir die Heilige Gees. As ek sensitief is vir die persoon van die Heilige Gees en sy werke, dan gaan ek vir jou sê, dan gaan jy ook sy krag ervaar. God se krag wat ons nie altyd sien nie, maar ervaar. Baie mense soek krag en dis dalk daai fisiese krag, en die woord sê in Sagaria, nie deur krag of geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. So God se krag word nie altyd gesien nie, maar dit word ervaar, word beleef deur die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat dan manifesteer in die vorm van 'n duif, 'n vuur, ons praat van wind, asem. Daar's soveel maniere, daar's soveel, daai tasbare aanraking wat jy op 'n Sondagoggend ervaar. As jy so staan in praise and worship en die trane begin te rol, dan weet jy maar ek is in God se teenwoordigheid, of jy raak so hoendervleis, hoor gou vanmôre, en ek weet ek is in God se teenwoordigheid. Ek voel net dat iets hier binne my gebeur, God se teenwoordigheid. Ek ervaar God se krag, en ek gaan nie ervaar sonder die Heilige Gees nie. Wat beteken wanneer die Heilige Gees oor jou kom? Want die woord sê in Handelinge 1:8, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Wat beteken dit? Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, beteken dit God beklee jou met krag. Ons het gepraat van krag. Hy beklee jou met krag. God gee vir jou bonatuurlike vermoëns, en as 'n ding so aan bonatuurlike vermoëns, dink ek aan die gawes wat ek en jy het. Ek en jy het in Jesus volg, sê die woord, ons sal sekere dinge doen, ons sal op siekes hande lê, ons sal duiwels uitdryf, ons sal dooies opwek. Hoor gou, daai bonatuurlike vermoë om dinge te doen. Ons sê baie keer, dinge is onmoontlik vir ons. Ek en jy aanbid 'n God wat die moontlike kan vermag, en ek en jy kan dit doen. Hy is daar vir ons. Ons het God in ons. Jy het God in jou. Die Heilige Gees is in jou. Daarom kan jy bonatuurlike dinge doen. Al klink dit vanmôre hoe krom en skel. Ons praat so baie van 'n supernatural God. Is 'n bonatuurlike God wat bonatuurlike doen, en daai bonatuurlike dinge is in jou. So as jy vanmôre 'n woord spreek, 'n woord van lewe, het dit 'n impak. As jy 'n woord van dood spreek, het dit impak. Ek en jy het daai potensiaal. Ek en jy daai vermoë om bonatuurlike dinge te spreek en te kan doen. Wanneer ons daai krag, wanneer die krag van die Heilige Gees oor ons kom, en die Heilige Gees oor ons kom, dan ontvang ons krag. Ons word eenkant toe gesit vir 'n spesifieke taak. Het jy al ervaar dat wanneer jy jou so eenkant toe vat, wanneer die Gees van God jou so eenkant toe vat en so eenkant met jou praat, dat daar altyd vir jou 'n opdrag is. Hy set jou apart for a certain thing. Ek dink baie keer aan, as ons in die Bybel gaan lees, ons lees van die profete en die konings, hoe hulle gesalf word. Hulle word eenkant gesit. Ek en jy is mos deel van God se heiligdom. Ek en jy is mos heilig. Kom ons sê, God is heilig. Jesus is heilig. Die Heilige Gees is heilig, en ek en jy is heilig. Ons het mos, die woord sê vir ons, ek is heilig en daarom moet julle ook heilig wees. Ek en heilig beteken, ek is eenkant gesit, ek is afgesonder. Die Heilige Gees kom en hy kom sonder ons af van die wêreld. Daarom moet ek en jy nie soos die wêreld word nie. Ek en jy moet vol van God se Gees word. Laat die Gees ons beheers. En ek en jy weet dan, wanneer die Heilige Gees met ons werk, dan die Heilige Gees met ons 'n plan. Hy met jou 'n doel, hy wil jou gebruik. Hy wil net jy met 'n lekker gevoel hê nie. Baie mense hou van die lekker gevoel. Ek voel nou so sterk. Ek het nou, dit gaan meer as dit. Ek en jy kom baie keer ook, en ons bid net vinnig en ons klaar. Ons spandeer die tyd in die stilte, om stil te wees en toe te laat dat God se Gees met ons praat. En as God se Gees met ons praat, dan gaan ons sien, God het 'n plan, God het 'n doel met elkeen van ons. Partykeer voel dit vir ons, wat maak ons hier op aarde? Hoekom is ek hier op aarde? Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's hier om God te verheerlik. Jy's hier om instrument te wees. Jy's eenkant gesit. Die Heilige Gees sonder jou af. Hy sit jou eenkant toe, want God wil jou gebruik.
Ek en jy is nie soos die wêreld nie. En ek moet ook nie soos die wêreld gelykvormig word nie. Wanneer die Gees oor jou kom, is dit God se teenwoordigheid wat net sterker en sterker raak. Jy weet, jy het nou 'n aanraking van die Here gehad. Dis nie 'n mens gewees, dit is 'n aanraking van die Here. Jy ken daai gevoel. Dit sê net vir jou die Here was nou hier teenwoordig wees. Dit maak ook die teenwoordigheid van die Here meer sigbaar. Meer sigbaar. Ek sien dit baie keer hoe mense staan in loof en prys en aanbidding en met die Here praat en hoe die Here met hulle praat en die trane loop en hulle begin te, ek kan ook amper die woord, hulle begin so te ruk, begin te bewe, hulle raak onvas, dan weet ek dit is die Heilige Gees se teenwoordigheid wat kragtig op daai persoon is, kragtig in ons gemeente neerdal. En dis al ons nodig het meer en meer. Ons het meer die krag, daai soete salwing van die Heilige Gees in ons lewens nodig en dan ook in die kerke nodig. As ons praat oor die Heilige Gees oor ons kom, dan dink ek aan Maria daar in Lukas 1 vers 35, toe die Heilige Gees van Maria sê, jy gaan swanger word en jy gaan 'n seun in die lewe baar en jy moet hom al die name noem. Die disippels, is gepraat van Handelinge 1 vers 8, waar die disippels hoor, maar jy sal krag ontvang om my getuies te wees. En ons sien hoe die evangelie verkondig is, hoe die evangelie verspreid is, en vandag gebruik God nog steeds mense as instrumente om die evangelie te gaan verkondig, om getuies te wees. Elkeen van ons het 'n storie. Ek wil my hele wese glo dat jy kan vertel waar jy was en waar jy vandag is. En iemand het dit nodig om te hoor. En baie keer wonder jy, maar gaan mense na jou luister? Ek wil vanmôre vir jou sê, deel jou getuienis, deel jou storie met iemand. Vra vir die Heilige Gees openbaar aan my, wys my met wie moet ek deel. Heilige Gees stel my in staat om my storie te vertel. Heilige Gees stel my in staat om te getuig want ek wil. Ons dink aan Samson. Jy ken die storie van Samson Delilah. Hy het bonatuurlike krag ontvang. Die ou met sy lang hare. Bonatuurlike krag ontvang. Profete. As ons praat oor profete, geïnspireer om God se woord te spreek. En ek en jy weet, die hele Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. God geïnspireer. Dis deur mense geskryf, maar die Heilige Gees het 'n groot rol gespeel. En so moet ons dienste ook wees, moet Gees geïnspireerd wees. Nie net dooie leë dienste nie. Die Gees van God moet betrokke wees. Die Gees van God moet welkom voel in jou lewe. Die Gees van God moet welkom wees in jou gemeente, in jou kerk. En dan wanneer die prediker dan begin bedien, of wanneer 'n profeet 'n woord gee, dan is die Gees van God, dan is die Heilige Gees wat dit inspireer. Ons kyk baie keer vas teen mense, en ons oordeel mense, maar ons vergeet van die Heilige Gees, wat enige persoon kan gebruik. Die woord praat, die Here kan met 'n krom laat ook 'n reguit hou slaan. En ek het al gesien hoe hy mense gebruik wat stikkend is, mense wat, ek wil amper vanmôre sê, wat van die pad af is, maar in 'n verhouding met hom is, hoe hy hulle gebruik om woord te gee. Ek wil vanmôre vir julle sê, al wat ek moet doen is, ons moet oop wees, ek moet ontvanklik wees, ek moet 'n instrument wees. Hy sê, Heilige Gees, kom raak my aan, want dis waarna ons soek. Ons soek weer, ons smag weer na 'n spesiale aanraking. Ons smag weer na 'n nuwe salwing. Dit moet jou hart wees, om te sê, Here, elke dag wil ek 'n nuwe salwing van U af ontvang. Here, en help my om my salwing te bewaar, want jou vyand wil dit by jou kom steel. Hy gaan alles in sy vermoë doen om jou salwing te kom steel. Heilige Gees, kom en kom salf my vandag weer opnuut. Heilige Gees, kom rus vandag net weer op iemand, kom breek uit iemand se las. En miskien is jy vanmiddag by 'n plek waar jy sê, joh, my las is swaar. Hoor hoe die Here sê, kom na my toe, ek sal vir iets gee wat lig is. Kom gee jou bekommernisse vir my. Kom, laat die Heilige Gees in jou woon. Kom, laat die Heilige Gees jou versterk. Kom, laat die Heilige Gees jou vertroos. Kom, laat die Heilige Gees in jou werk. Ek wil vanmiddag ook vir verder sê, die Heilige Gees verander omstandighede. Die Heilige Gees verander jou hart. Die Heilige Gees help jou groei. Die Heilige Gees help jou om vrug voort te bring. Dis so belangrik. Ons sê soveel keer, 'n profeet word geken aan sy vrug. 'n Kind van God word geken aan sy vrug. Bekering word geken aan vrug. Ons kan nie die Here dien nie, ons kan nie gevul wees met die Heilige Gees en ons lewens verander nie. Ons moet vrug dra. En wat is die vrug? Galasiërs 5, ek kan lees af Galasiërs 5 vers 22. Ons praat maar net vanmiddag vinnig oor liefde, oor vrede en selfbeheersing. Ag, jy kan aangaan. Daai selfbeheersing, daai moeilike ding wat ek moet doen, maar ons gaan dit nooit regkry nie sonder die werk van die Heilige Gees nie. Om te praat van die Heilige Gees en te weet, die Heilige Gees is daar as 'n persoon, vra ook vir my dat ek in verhouding met hom wees. Hoor gou vanmiddag, dit gaan alles
Alles. Ons is in 'n Pinkstertyd en ons vier Sondag van Pinkstersondag en dit gaan oor die Heilige Gees en ek en jy word geroep om weer in 'n verhouding te kom staan met die Heilige Gees. Ek en jy word geroep om ons harte oop te maak sodat binne in ons 'n verandering kan plaasvind en dat ek en jy 'n pad van heiligmaking kan leef waar sonder ek en jy die koninkryk van God nie gaan beerwe nie. Ek het vanmôre met u gesels rondom die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Wat beteken as die Heilige Gees oor my kom? En ek weet daar's soveel dinge wat ons kan praat rondom die Heilige Gees. Maar vanmôre is my gebed dat jy sal sê, Heilige Gees, kom vanmôre. Kom woon in my. Heilige Gees, kom maak my liggaam vir u 'n tempel. Heilige Gees, kom verander my hart. Heilige Gees, kom help my om te groei. Heilige Gees, help my om vrug te dra. Vrug wat by 'n kind van God pas. Heilige Gees, ek het u nodig. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom vanmôre en sê baie dankie vir die Heilige Gees. En vanmôre kom ons opnuut weer en sê, Heilige Gees, ons maak ons oop vir u. Kom woon in ons lewe. Kom leer ons, kom lei ons, kom troos ons, kom versterk ons, kom gee ons krag, kom doen alles wat u in ons lewens kan doen. Ek weet niks is vir u onmoontlik nie. Help ons elke dag om in verhouding met u te leef. Help ons elke dag dat ons sal vrug dra en u daarin sal verheerlik. Heilige Gees, sonder u is ons niks. Ek bid vanmôre vir elke luisteraar, dat hy elkeen sal seën, sal toemaak in die liefde, dat ons so bewus sal wees van u teenwoordigheid, is my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen.